Amen, prys die naam van die Here Jesus Christus. Amen. God is groot. Amen. Ek gaan vra dat die ouers, Gregory en Esther, met hulle kindjie vorentoe sal kom asseblief vir die inseëning. Waar is hulle? Is hulle hier? O, daar is hulle. Amen. Vroutjie, ek het jou ook nodig by my. Amen. Andrei, waar is Andrei? Andrei, ek graag hê jy moet ook hier wees asseblief. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Loof die naam van die Here Jesus Christus. Halleluja. Vroukie, hou gaan vir my net so vas. Dankie. Hoe wonderlik is dit nie wanneer daar 'n nuwe lewetjie julle op hierdie aarde inkom nie. Is dit nie? Kyk net hier. 'n Nuwe lewe is in ons midde. En weet julle wat? Vars uit die hemel. Ja, dis regtig so. Dis regtig so. Het julle gedink ons kom van 'n ander plek? Ons kom van die hemel af, julle. Nee, en ons almal het so klein begin. Is dit nie wonderlik nie? So as julle nou wil weet hoe lyk iemand wat nou net uit die hemel uit aarde toe gekom het. Prys die naam van Jesus Christus. Ek wil net op hierdie stadium, wil ek net dit sê, as mense wonder, waarvan praat hy nou? Hoekom noem God die hemel ons vaderland? Vaderland. Vaderland. Plek van geboorte. Ons as kinders van God, die hemel is ons vaderland. Julle, ons kom van die hemel. En ons is net deurreisigers op hierdie aarde. En hierdie kleintjie het nou sy reis begin op hierdie aarde. En ons almal het so begin. Sommige van ons is aan die einde van ons reis. Nou, sommige is in die middel. En sommige is in die begin. Amen. Greg, my vriend, vanoggend wil ek vir jou sê met die inseëning van jou kindjie, dat die aangesig van die Here het oor jou geskyn en die liefde van God is aan julle twee geopenbaar. Esther, weet jy, dit is hoekom julle 'n kindjie in julle hande vashou. Dis hoekom julle 'n kindjie in julle hande vashou. Waar's oupa en ouma? Is hulle nie hier nie? Kom staan hier. Kom staan hier. Hierdie is 'n familiesaak. Amen. Kyk, dis 'n trotse oupa. Ek sien hom. Ouma, hierdie kant asseblief. Oupa, bly jy daai kant. Prys die naam van die Here. Julle, ek kan elke keer, ek kan nie help om dit uit te wys nie. Kyk die beskerming wat die Here om my kindjie sit. Beskerming, want die Here het daai kindjie lief. En die Here het hierdie familie vertrou met hierdie kindjie. Pa, jy's 'n beskerming oor hierdie kindjie, wat deur God daar gestel is. En die Here vertrou jou met hierdie kindjie van jou. Mamma, die Here het hierdie kindjie vir jou in liefde gegee. En in liefde sal die Here jou kragtig ondersteun. En dan ouma, met al die liefde van God, maak jy hierdie kindjie toe. Wie het al gesien hoe veg 'n ouma vir 'n klein kind? 'n Ma is niks. Weet julle hoe weet ek dit? Want hier staan ook 'n ouma. Nou, kyk, sy raak nie aan my kleinkinders nie. Amen. So prys die naam van die Here. Goed, gee vir my net daar. Joshua, Gregory, John. Spreek mense of Stoter? Stouter. Is dit hoe jy dit uitspreek? OK, Stouter. Joshua Gregory John Stouter. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God,
So julle steek julle hande uit asseblief na hierdie kindjie. Vader Here, ons roep dat die hemel nou naby kom en dat die krag van die Heilige Gees nou geopenbaar word. Vader Here, laat die aangesig van God nou oor hom skyn. Labashaya lababaya rabaya resherebe regende. Vader, ons salf hom nou, Here, by God. Vader Here, ons wy hom nou toe aan U, die Here God, die Almagtige. Laat die aangesig oor hom skyn. Here, rig sy voetstappies op U weë. Laat sy oortjies U woord hoor. En ek spreek dat sy hart nou na U trek. Ons roep dit nou, Vader, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Ek gaan gou vir julle sê, hierdie kindjie behoort aan die Here. Terwyl ek vir die kindjie nou gebid het, toe sien ek goue koringare wat so opkom. Julle weet julle wat, hy's deel van die oes, hy's deel van die insameling en hy behoort aan die Here God die Almagtige. Daarom spreek ek nou oor hom uit, Here, dat die krag van die Heilige Gees oor hom vaardig sal bly, Here, by God, dat U hom sal behoed en bewaar oral waar hy beweeg, Here, dat U hom lei deur die Gees, dat U hom oprig in die krag, Here, en dat die liefde van die Vader sy hart sal wees, waar hy deur sy lewe gaan, Here, dat U hom as 'n instrument sal gebruik om mense se harte en lewens aan te raak en te verander. Ons roep dit nou oor hom in Jesus se naam en ons wy hom nou toe aan U, Here God die Almagtige. Amen. Esther, ek wil vir julle sê, ek het nou 'n gebukkende man gesien wat in werksklere so staan, besig om te arbei, en die woorde het by my gekom, hy sal 'n arbeider in die koninkryk van God wees. Amen. Kom ons gee die Here 'n hand vir dit. Amen. 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 Daar sê julle baie geseënde vaderskap, moederskap, ouerskap, en hy sal vir julle 'n seëning wees. Ontvang dit so. Baie geluk met julle kleinkind en met julle kind. Die seën van die Here vir julle, hoor. Kyk. Amen. Amen. Baie dankie julle. Wat sê die woord? Bring die kindertjies na my toe en moet hulle nie verander nie. Julle, bring die kindertjies na my toe en moet hulle nie verander nie. Amen. Het julle geweet dat elke gebed wat vir jou gebid word, jou hele lewe lank sal vas staan? Het jy dit geweet? Het julle dit geweet? Gaan nooit weg nie. En nou gaan ek iets sê, wat dalk gaan jy skrik as jy dit nou hoor. Gebede wat ons vir mekaar bid is so kragtig, dit gaan nooit weg nie. Nooit nie. Gaan vra die sataniste. Dan gaan jy vir my sê, waarvan praat jy nou? Wat bedoel jy gaan vra hulle? Gaan vra hulle, want hulle maak elke een wat 'n satanist wil word, elke gebed wat ooit in sy lewe vir hom gebid is, afsweer. Anders kan hulle nie volle beheer oor die persoon vat nie. Die gebede is in hulle pad, julle. Die gebede staan te sterk. En ek kom vandag en ek wil jou aanmoedig, bid vir jou man, bid vir jou vrou, bid vir jou kinders, bid vir jou kleinkinders. Weet julle wat, ek sê vir julle vandag, dat ek staan op 'n kansel as 'n pastoor vandag, want ek het 'n streep van 'n voorgeslag van godsmanne. Dis hoekom ek hier staan. Daar is vir my geroep en gebid tog voor ek gebore is. En hierdie gebed wat byvoorbeeld vir hierdie kindjie uitgegaan het, die visioen van die gesig van die goue koringare, julle, dit staan vas tot binne in die hemel. En sal nooit van die kindjie kan weggaan nie. Daar het so pas 'n beskerming van die Almagtige op hierdie kindjie gekom. Nou ouers, nou sit julle taak. Maak die kindjie in die vrese en in die weë van die Here groot. Laat die kindjie altyd onder die geklank van die woord van die Here wees en nie onder 'n TV met 'n Bugs Bunny nie, of 'n Mickey Mouse of 'n wat ook al hulle vandag het. Nee, ek weet nie wat het hulle vandag nie, maar hulle het ander goed, ook sulke demoniese goed. Nee, nie onder dit nie, nie onder dit nie. Ouers, bewaar julle kinders van die bose. Ouers, hou
Pas julle kinders op. Ouers, pas julle kinders op. Die Here het julle soos herders oor julle kinders, al is julle ouers, soos herders oor die kinders moet oppas, beskermers oor julle kinders aangestel. Die Here gaan vir jou vra, hoekom het jy nie vir jou kind gebid nie, as jy nie vir jou kind bid in allerlei omstandighede en situasies wat hulle in bevind nie. Ek wil ernstig met julle praat, julle luister gou vir my. Jy laat jou kinders los jy nie by vreemde mense nie. Jy doen dit nooit. Jy los jou kinders nooit by vreemde mense nie. Daai man is dalk 'n verkragter. En jy weet dit nie. Laat jou kinders altyd onder jou oë en jou toesig wees. Bid altyd deur vir jou. As hulle groot geword het, jy weet, my kleinste dogtertjie is nou amper 22. Maar jy moet sien hoe beskerm ek haar. Al dink sy is 22. Nou sal sy sê, hierdie pa van my, weet jy. Julle luister gou hier. Ek word in die nagte wakker geruk, dan lê ek op daai bed. Dan begin ek my kinders se name voor God roep. Want my gebede dra baie krag. Is nie om my te verhoog nie, joune ook. Ek bedoel joune ook. Jou gebede dra baie krag. Hou nooit op bid nie. Maak jou man toe, maak jou vrou toe. Manne, bid julle vir julle vrouens. Hoekom nie? Die woord sê, hulle is die swakker geslag. Nie omdat hulle swak is nie. Hy bedoel, jou vrou het beskerming nodig. God gaan jou eendag vra, hoekom het jy nie vir jou vrou gebid nie? Kyk wat het met haar gebeur. Die demone val jou vrou aan. Daar's geeswerking, jy maak nie jou vrou met gebed toe nie. Man, jy's die hoof, jy is die priester van jou huis. Jy moet 'n biddende man wees, 'n man wat dinge beweeg in die gees. As jy jou vrou sien swaar kry, dan bid jy. En jy maak haar toe, en jy beskerm haar in die gees. Maar dan kom die woord op 'n ander plek, dan sê hy weer, en die vrou sal 'n beskermer vir die man wees. Kyk, ons beskerm mekaar. Hoor gou hier. Vroue, bid vir jou man. Weet julle wat? Hoor gou hierso. Weet julle hoekom skei mense? Ek gaan julle nou sê, wat doen hulle nie? Hulle bid nie vir mekaar nie. 'n Vrou wat heeltyd bidend vir haar man, sal hom nooit los nie. Want daar is 'n dieper liefde wat uit die koninkryk van God, diep in haar gees en aan haar hart vasgemaak word. Nee, sy is besig om uit die vlamme van die hel om uit te trek in gebed en om in die ewige koninkryk van God in te bid. Vroue, bid vir julle mans. Bid vir julle mans. Bid met passie, bid met liefde. En moenie altyd kyk, waar doen hy wat verkeerd nie. Bid vir dit. Breek dit in die gees. Ja. En ek wil vir die manne dieselfde sê. As die manne by mekaar kom, dan moet jy nie sê, jy weet daai vrou van my. En dan begin jy al haar foute opnoem. Julle luister gou hierso. Mense skei as gevolg van wat hulle met hulle eie lippe create. Maar as jy jou vrou altyd sal bedek en jy sal haar in gebed toemaak, né? En jy sal haar bedien met die waterbad van die woord, die Bybel, 'n lewende woord sal jy haar bedien. En as sy verkeerd is, ja, ek sê nie, jy kan nie vir haar sê nie, maar sorg dat dit met liefde gedrewe is wanneer jy praat. En weet jy waar kry jy daai liefde? Binne in 'n binnekamer terwyl jy jou vrou se naam voor die Here God die Almagtige roep. Of jou man se naam. Wie het daai Christelike fliek gekyk, War? Wat was die kern van daai ding? Daai vrou, né? Kom ek sê vir julle, dit was chaos in daai huwelik, né? Is dit so? Totdat daai vrou begin bid het.
Daar's so waarheid daaraan. Skuif berge in die gees, bind demone, kragte en magte, maak hulle vas, en roep die Here God die Almagtige aan. Ek sê vir jou, hy wat die harte oortuig van wat reg en verkeerd is. As daai man verkeerd optree, of daai vrou verkeerd optree, en jy gaan in 'n bidkamer in, en jy begin daai goed in die gees vasmaak, dan sê ek nou vir jou, vinniger as nou gaan jy begin verandering sien. Want die Here doen die werk. En partykeer bid jy vir jou man, maar jy's die een wat moet verander, en dan kom jy, dan sê jy, maar my man het verander, maar eintlik het jy verander. Ja, dit werk so. Ek wil julle aanmoedig, nee, die vrou wat jou verwerp, nee, die man wat jou nie reg hanteer nie, nee, trek los in die gees en begin te bid. En moenie self gefokus wees nie. Julle moet hierdie goed hoor. Ek moet hierdie goed hoor. Moenie self gefokus wees nie. Liefde is altyd gefokus op die ander een, nie om die verkeerdheid te wys nie. Want die liefde bedek alles, verdra alles. Hoor gou hier. Deur die Heilige Gees sal God 'n liefde in jou plant, selfs in die midde van die verkeere. En hy sal 'n krag van gebed deur jou losmaak, waar die krag van die bose verbreek word. Amen. Kyk. So almal wat daai ding nou nie in plek het nie. Julle, 'n preek beteken niks as jy nie 'n besluit op hom neem nie. Dan sê hy 0 werd. So okay, ek wil nie aangaan om te preek nie. Ek wil nou vanoggend sê, neem 'n besluit. Net nie. Ek gaan jou nou dwing. Op hierdie oomblik. Ons gaan nie aangaan nie. Dink jy, jy moet vir jou vrou bid. Alright, neem 'n besluit om dit 'n prioriteit te maak om vir haar te bid. Okay? Vroue, dink jy moet vir jou man bid? Vir jou man? Right, neem my besluit nou. Ek kon nie verstaan vanoggend, ek kom hier op, en ek hoor hoe sê die Here vir my net hierdie woorde. Jy moet op 'n punt kom, waar wanneer jy 'n besluit neem, dan is dit 'n vaste besluit. Ek het dit gehoor. Nie 'n los besluit, okay, ons gaan hierdie een, maar skep, dit werk soos 'n dieet. Ek sal maandag dieet. Ek sal volgende maandag dieet. Dis nie 'n vaste besluit nie. Nee. Jy's soos 'n boot wat sonder 'n roer ronddobber. Luister gou hierso. Julle, hoor gou hier. Neem 'n vaste besluit. Ek sal vir my huweliksmaat intree. En onthou, gebed is nie 'n klaassessie nie. Here, daai man van my. Dis die een wat nie gehoor word, daai een. Maar as jy sê, Vader, ek het my man so lief. Here, en ek weet dat U het my man lief. Here, maar ek sien, hoor die liefde, ek sien hierdie ding in sy lewe. Here, dit is besig om te verwoes, Here. En ek vra hierdie Almagtige om met die hand van liefde en krag in sy lewe te begin beweeg. Here, my God, gryp hom vas en trek hom nader aan U. Dis nie 'n klaassessie nie, dis 'n liefdesgebedssessie wat berge sal skuif. Gebed is nie 'n klaassessie nie. Memoriseer dit. Gebed is 'n plek waar jy in beweeg en dinge begin roep en spreek wat nie is nie, asof hulle al reeds daar is, en dan begin jy die dinge in die gees verander en skuif, en jy weet dat God het jou gehoor. Amen. Halleluja. Hierdie was nou niks deel van die preek nie, maar okay. Die Here het besluit hierdie moet gebeur volgende in die kerk. Amen. Halleluja. Nou gaan dit met hierdie kerk se huwelike baie goed gaan. Jou man gaan jou meer wil vashou. Wat sê jy daarvan? Jou vrou gaan jou aandag soek, want sy voel deur jou liefgehad. En weet jy hoekom voel sy deur jou liefgehad? Omdat jy vir haar bid. Manne, luister, ek wil hê julle moet hierdie ding hoor. God het nie al hierdie ander goed gesê, moet jy wees wat die manne dink hulle moet wees nie.
Hy het gesê, man, jy moet die hoof wees van jou huis, né? En jy moet die priester wees. So wat is die take van 'n priester? Oordink dit. Met daar sê Japie, hy wys so op die Bybel. Jy bedien hom met die woord. Jy, man van God, priester, bedienaar met die woord. Jy sê vir kom sit, kom ons gaan lees iets uit die Bybel. As jy dit nie doen nie, ons is weer terug by vaste besluit. Ons is nou weer terug by vaste besluit. Nou, as jy hierdie woord hoor en jy gaan doen niks omtrent hom nie, dan het dit nou vir jou beteken. En hierdie waarheid sal God weer op 'n ander plek na jou toe moet stuur. Intussen sukkel jy aan. Julle luister gou hier. Hoor gou vir my vanoggend hier. Neem 'n vaste besluit dat jy is die hoof en die priester van jou huis. Nie hoof om te domineer en te onderdruk nie. Hoof soos wat Christus 'n hoof is. Deur sy lewe vir sy vrou, die kerk, af te lê. Deur haar sondes vir haar te vergewe. Deur haar met barmhartigheid en liefde te bedien, hoof. OK? Kry die prentjie reg. OK, en dan, nee, dan vat jy die woord en jy sê vir jou vrou, kom ons sit, kom ons lees 'n stukkie uit die Bybel. En as jy hulle klaar gelees het, dan vat jy hande en jy bid saam met haar. En dan bid julle saam vir julle kinders en vir julle huwelik. Amen. Mamma, iets op die hart. Hou net gou aan 'n oomblik. Ek wil net 'n mikrofoon hier gee. Is dit Marita se? Is dit hy? Ja. Sê gou daar. Ek kan nie nou sê as jy Heilige staan op en kan praat. So dis kom ek nou hier staan en wat moet ons nie? Ek eendag in 'n groot kerk gesit waar daar baie vrouens was. Laat 'n vrou langs my gesit. Ek my nie regtig ken nie. En sy sê vir my hierdie woorde, en ek wil ons dan weer vandag bemoedig, dat ons kan weet ons moet bid. Sy sê vir my as gevolg van iemand in jou voorgeslagte, wat jy vir jou gebid het, het die Here sy seën oor jou lewe uitgespreek. Joch, amen. Amen. God gee die Here. Amen. Halleluja. Prys die Here. Goed. Jy gaan nou pas ons boodskap mooi by hierdie. Die boodskap getiteld vir oggend is Herinner die Here aan sy beloftes. Ja, hierdie pas verskriklik mooi. Herinner die Here aan sy beloftes. Ek wil gou praat oor dit voordat ek die gedeelte vir ons lees. Het God herinnering nodig? As God iets eenmal gesê het, staan hy by dit, bly hy by dit en laat hy dit uitspeel. OK, hoekom moet jy die Here aan sy beloftes herinner? Dat hy weet jy onthou sê Japie. Julle luister gou hier. Wanneer jy God se beloftes vergeet, en wanneer woorde dra krag, die beloftes staan, maar God wil hê dit moet by jou mond uitkom. En wanneer dit by jou mond uitkom, begin God op dit beweeg. Herinner die Here aan sy beloftes. Wie kan 'n paar beloftes wat God in sy woord vir ons maak, gou vir my sê? Gou, 'n paar beloftes. Sommige net so uit jou hart uit, Nico. OK, amen. Nog iemand? Ek eer hom wat my eer, Japie. As jy getrou is in die tiendes en die offerhanders, kyk of ek nie die sluise van die hemele oor jou sal ooptrek nie. Glo jy dit? Amen. Hoor daai belofte. Die Here sal jou nooit begewe of jou ooit verlaat nie. Ja, dis 'n goeie. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Amen. Jacques.
Ek kon daai een nie mooi hoor. Amen. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Die wat jou aanval, sal oor jou val. Dit is die erfdeel van die kinders van die Here. Halleluja. Kom ons gee die Here hand vir dit. Amen. Alright, goed. Kom ons lees. Weet julle wat, voordat ek verder gaan praat, né? Het ek hierso in my boekie, hierso klein, nie aan die kant geskryf, want ek het gevoel dit is wat die Here sê vir oggend, vir jou om hierdie boodskap te kan ontvang en in vrymoedigheid met dit beweeg. Maak jou lewe skoon. Daar staan dit. Dit is die Heilige Gees wat dit vanoggend in die bidkamer gespreek het. Hoe doen jy dit? Hoe maak jy jou lewe skoon? Okay, belydenis van sonde. Maar ek wil nou sê, dis nie genoeg nie. Ek wil gou vir julle sê, jy moet hom by die naam noem. Here, vergewe my sondes. Dis nogal 'n wye veldcover, né? En raai wat, né? Nou het jy nie op die punt gedruk van wat jy moet opdruk nie. Luister gou, Here, vergewe my, want ek is 'n leienaar, ek lieg vir mense. Here, vat die leengees van my al weg, ek haat daai ding, Here. Here, ruk dit uit my lewe uit. Sou jy sê, dis anders as om te sê, Vader, ek vra om al my sondes en my ongeregtighede te vergewe. Sou jy sê, uit daai leengees goed pak gegee in jou, daai tweede gebed? Nee, hy het hom hy het hom so gemaak. Maar as jy gaan vir die kiel, om iets uit jou lewe uit te kry, julle, onthou die Heilige Gees, hy oortuig van sonde, né? En hy sê nie vir jou, hoorie, ek wil net vir jou kom sê, jy's 'n sondaar nie. Hy sê vir jou, jy het 'n probleem met woede, en dit val die liefde van God, wat in jou lewe is, val dit aan, maak dood daai ding in jou. Dit is hoe die Heilige Gees oortuig julle. Hy noem hom by die naam. Haal hom uit. En weet julle wat? Ja, ek sê ook, Here, ek bid ook, Here, vergewe my sondes. Vergewe my ongeregtighede, want ek het 'n hart van om nie te sondig nie, né? Maar dan sal jy 'n ander gebed hoor, né? Van kom ons sê ek was ongeskik met iemand gewees en ek het hom gechoke, ek het hom afgemaak. Dan sal jy hoor, hoe gaan ek na die Here toe? Dan sê ek noem dit by die naam. Dan sê ek, Here, vergewe my. Ek was ongeskik met daai man, ek het hom te nagekom, Here. Here, my woorde was hard, Here. Dit is nie die liefde van God nie, Here, vergewe my, Here. Was my met die bloed, Here. Here, en ek gaan met daai man regmaak, my God. Sou julle sê, dit was beter as om te sê, vergewe my sondes. Ek wil vir julle sê, nou kom ons pak die bil by die horings. Nee, ek wil vir julle sê, maak jou lewe skoon. Maak jou lewe skoon. Noem die sonde wat jy doen by die naam. En as jy dan dink jy is sonder sonde en jy is hy okay, nee, en dat jy kan nie eens aan 'n sonde dink nie, bid hierdie gebed. Heilige Gees, wys my wat is verkeerd in my lewe en bring dit op sodat ek dit kan bely. Dan gaan jy nie kan voorbly nie. Ja, nee, rarig. Hy gaan vir jou die goed so uithaal. Nou, so amen. So maak jou lewe skoon. Julle, hoekom? Weet julle wat? Kom ons staan almal. Ek voel ons gaan 'n belydenis doen. So ek kan nou nie elke een van julle sonde by die naam noem nie. So ons gaan nou in 'n globale gebed gaan ons vanoggend nou bid. En ons gaan vir die Here vra om ons sondes vir ons uit te wys. En ons dan vir ons sonde te vergewe. Maar dit wat die Heilige Gees vir jou uitwys, moet jy gaan bely. OK, is jy bereid om dit te doen? Wil jy dit doen? OK, nou kom ons bid saam voordat ons verder gaan. Vader, ek kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, ek bely dat ek 'n sondaar is. Here, dat daar dinge in my lewe is wat nie voor U reg is nie.
wat sonde is, Here. Lieflike Heilige Gees, ek vra U nou om my sonde wat ek moet bely sterk voor my op te bring en dit voor my te hou totdat ek dit bely het. Ek dank U daarvoor. En ek dank U nou dat U my nou skoon was met die bloed van Jesus Christus, U Seun. Vader, ons ontvang dit nou in Jesus Christus se naam. Amen. Terwyl julle so staan, wil ek gou vir julle sê, nou weet ek hoekom het ek gesien wat ek gesien het in aanbidding nou vanoggend. Toe sien ek skielik, 'n spierwit lam voor my, julle. En 'n mes kom en hy sny sy keel so af. En die bloed julle spat so toe hulle sy keel so afsny. En ek het geweet, dis die lam van God wat geslag is. Toe ek het sien, dit bloed het gespuit en gespat. Dit was nie 'n mooi gesig nie. En nou weet ek hoekom staan ons hier en ons praat oor sonde en ons vra die Here, vergewe my. Die lam van God is vir jou geslag, die bloed het gespuit, sodat jy skoon, geheilig, gereinig en gered kan word. Ontvang dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sit. Dankie. Julle weet, ek wil gou vir julle sê, julle wat nou lank al hier is, weet hoe werk dit. Nou, ons kerk is 'n ander kerk, hoor. Die prediker gaan berei baie keer 'n boodskap voor, dan kry jy hom nie. Dan weet julle, dis wonderlik. Want weet julle hoekom? Dit beteken nie dat daai boodskap nie van God gekom het, wat in sy bidkamer gekom het nie. Nee. Maar julle, hier kom mense hier in, en hier kom mense met bindinge hier in, julle, en allerhande dinge, julle, en God is in die midde van sy gemeente, en skielik sien die Here, daai jou met dit, en daai persoon met dit, en hierdie persoon met dit, en dan begin die Heilige Gees, uit 'n passie en 'n liefde vir sy mense, begin hy spreek, wat hy wil hulle harte aanraak. En hy wil hulle vergewe, en hy wil hulle styf teen hom vasdruk, en hy wil tot die volheid kom. Daai persoon moet tot die volheid kom van wat hy moet wees in hom. En hy wil sy aangesig en liefde oor hom laat skyn. Amen. Amen. En dit is wat nou gebeur het. Dit is hoekom ek daai lam gesien het. Dis hoekom ek die bloed gesien het. Dis hoekom ek skielik hier uit 'n inseëning in die begin die Here met die gesinne praat en bid vir jou man en bid vir jou vrou, en begin met passie en liefde vir mekaar intree. En skielik praat hy, jy moet skoon wees. Kom op 'n plek waar jy gereinig, geheilig en gesuiwer word. Amen. Amen. Goed. Ek wil gou hierdie gou sê. Daar's 'n teologie daar buite. Wat mense so met blessings besaai, dat hulle nie meer hulle sonde bely nie. Wat hulle so met die goeie toegooi, dat hulle nie meer, hulle het nie meer gebroke harte voor God nie. En tog sê die Here in sy woord, op hierdie een sal ek let. Op hom, wat gebroke van hart en van gees is, hom sal ek let. En ek wil julle terugvat, die fariseer, die skrifgeleerde, man, daai ding, en nou sê ek amper ding, sorry, vergewe my, daai mens, daai persoon, is so opgesuig gewees deur die lering van die sisteem, dat hulle blind was, vir wat eg is. En toe die tollenaar die tempel inkom, uit sy hoogmoed uit, want hy weet mos alles, en hy bid mos baie, sê hy, Here, ek dank U God, dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Hy weet nie eens hoe ver het hy al weggeval nie. En daai tollenaar, hy kon nie soos daai man bid nie.
Hy het nie al die woordkennis gehad wat daai man gehad het nie. Hy het nie die mooi klere met die wit moue gehad nie. Hy het nie eens 'n posisie in die gemeenskap as 'n geestelike mens gehad nie, maar hy het in daai tempel neergeval, hy het met sy vuis op sy bors geslaan en hy het net hierdie woorde geuiter: "My God, met 'n gebroke hart wees my sondaar genadig." Ek wil hierdie vir julle sê vandag, pas op vir hierdie nuwe leer wat jou weglei van belydenis. Wat jou weglei van belydenis, wat jou weglei van gebrokenheid van hart. Ek gee nie om of jy wedergebore is nie. As jy jou gebrokenheid van hart oor die dinge waar jy nie in regstand met God staan, verloor het nie, is jy besig, as jy dit verloor het, die gebrokenheid van hart, is jy besig om jou God te verloor. Jy's besig om jou God te verloor, want weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan nie meer sonde bely nie. En dan gaan sonde in jou lewe, ek gaan nou vir julle sê, dan gaan die sonde in jou lewe vir jou begin wees, dis onder die genade. Ek is gered. Dis onder die genade. Ek is bedek. Ek is okay. Ek kom nou vandag na julle toe. God kom na hom met die gebroke hart. En hy kom ontmoet hom. En hy genees hom. En hy vergewe hom. Ek wil hê julle moet hierdie hoor. En hy maak hom nuut. Nuut. En die Here kyk na sy sonde wat hy bely het, nooit weer nie. Hy noem hom sy uitverkorene. Maar dit het alles te doen met die toestand van die hart. Sê die woord van die Here nie, dat ek wil nie hê dat julle my met die lippe moet bely nie. Dis sê hy sê, skeer eerder jou hart in plaas van jou klere. Jy sien, die klere is die uiterlike display. Maar die hart is iets wat van binne oop geskeur word om 'n nader verhouding met die Almagtige te kan kry. Mense gaan van buite, hulle gaan dit moontlik van buite sien, maar hulle gaan dit noodwendig van buite sien nie. Want die woord sê dat selfs onder 'n gelag kan die hart pyn ly. Amen. Pas op vir die nuwe evangelie wat nou daar buite is. Hy gaan gebrokenheid van hart van jou verwyder. Wil hê julle moet hierdie goed hoor, want hy verwyder God van jou. Inteendeel, hy maak sommer van jou 'n God. Daai nuwe lering. Nee. Daarom is daar van die nuwe predikers wat hulle self nou, hulle het nou so in die jare in hierdie nuwe leringe en goed ingegaan. Hulle noem hulle self nou God. Hulle doen. En hy glo dit ook. Hy glo dit met alles. Want julle luister gou hier. Weet julle hoe naby is die verdwaling aan die waarheid? So naby. Satan kom nie met 'n horing en horings en 'n vurk en 'n lang stert na jou toe nie, hoor. Inteendeel, hy lyk nie so nie. Hy lyk soos 'n engel van die lig. 'n Engel! Jy sal dink 'n engel was by jou. Ek wil hê julle moet hierdie hoor. Vra vir die Here baie sterk onderskeiding van gees. En dan kom ek vanoggend om vir julle nog 'n ding te sê. As jy regtig in 'n verhouding met Jesus Christus is, jy soek hom, né, en jy nader tot hom, jy lees sy woord, jy nader tot God, en jy hier binne in jou kom 'n ongemaklikheid, né, oor iets, vertrou dit. Die Heilige Gees spreek van binne met elke een van ons. Amen.
Ek moet hierdie dinge vir julle sê in die tyd wat ons nou leef. Hierdie plaatjie wat hier op my kansel is, sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weer lê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Wat moet ek doen? Weer lê, bestraf. Hy sê ek moet bestraf. Dan sê hy, ek moet vermaan, 2 Timoteus 4. Ek moet vermaan. Hy sê, want daar sal 'n tyd wees wat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Hulle sal die gesonde leer, die regte een, nie verdra nie. Maar vir hulle, hier kom hy, 'n menigte predikers sal versamel om hulle in die gehoor te streel, goedvoel predikers, in die gehoor te streel. Nou, dan sê hy, as jy wil kan jy dit gaan lees, 2 Timoteus 4, en dan sê hy, né, maar wat sal hulle aan die einde daarvan doen? Want daai evangelie sal voor die troon geen water dra nie. Niks. Pas op, as jy besig is op 'n TV, om na allerlei programme, of op 'n selfoon, of op 'n YouTube, na allerlei leringe en dinge te luister. Julle, ek kom nou vir julle, net die woord van God is die waarheid. Bly by dit. Opinies van mense tel nie. Die oortuiging van die Heilige Gees in jou hart terwyl jy die woord inneem, dit is dit wat jou oortuig. Dis hy, nie dit, hy, die Heilige Gees, wat jou sal oortuig. En weet jy wat die woord van God sonde noem, is sonde. Wat die woord van God valsheid noem, is valsheid. Nee, jy hoef dit nie te probeer op 'n ander manier te gaan verklaar nie. Dan word jy van die valse predikers wat die woord verdraai. Wat die woord verdraai en nie by die ou leer, die oorspronklike leer, bly en vashou daaraan nie. Maar ek wil gou vir julle sê, bly by die geskrewe woord van God, as enige droom, as enige visioen, as enige lering, as enige profetiese woord in stryd met die woord kom, dan verwerp jy dit. As die woord nie saamgetuig en dieselfde sê as wat die profetiese woord sê nie, jy verwerp dit. Jy verwerp dit. Ek gaan julle 'n voorbeeld gee. 'n Man sê eendag vir my, ek moet een van die satanistiese bekeerde boeke lees, né? Iemand wat 'n satanis was, tot bekering gekom het en ek moet dit lees. Hy kom na my toe, die boek so vir my hou. Ek wil net gou vir julle voorbeeld gou gee. Toe hy die boek so vir my hou en wil vir my gee, die boek so kyk, toe hoor ek in my, nee. Ek sê vir hom, nee, ag, ek gaan nie daai boek lees nie, ek vat hom maar. Sê ek, hy sê, nee maar, hierdie is 'n ex-satanis en ne? Ek sê vir hom, luister gou hier, die Heilige Gees in my oortuig my nee. Ne? Toe quoteer hy die woord vir my, hoekom ek dit moet lees. Hy sê, tot die Bybel sê, hoor nou hier, tot die Bybel sê, dat selfs die, wat die Here ken, wat naby aan die Here is, tot hulle sal mislei word. Ek sê, dis nie wat daar staan nie. Ek sê vir hulle, dis nie wat daar staan nie. Ek sê vir hom, gelukkig, ongelukkig vir hom ken ek toe die woord. Ek sê vir hom, wil julle weet wat staan? Wil jy weet wat staan daar? Die woord sê, dat die verleiding sal in die laaste dae sal dit so erg wees, of so naby wees, dat as dit moontlik was, sal selfs die uitverkorenes mislei word. Ek sê die woord, so, as dit moontlik was, dis nie moontlik dat die uitverkorenes mislei word nie. Hy is so kwaad daar vir my weg, hy was woedend vir my. Julle maar luister gou vir my, bly by die woord, ken die woord, bly in die waarheid. OK, goed, ons moet aangaan. Jeremia 62 vers 6. Sê, o Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie.
O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Sê vir my, kan jy die Here te veel aan sy beloftes herinner? Hy sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op die aarde. So julle, wat sê die Here vir jou? Hy sê vir jou, jy moet aanhoudend sê, o Here, u woord sê, u sal my seën. O Here, u woord sê, dat u sal die Gees in my uitgiet. O Here, u woord sê, dat u sal, as ek u vra vir die Heilige Gees, sal u hom aan my gee, sonder verwyte. Julle, die Here sê, jy moet sy woord, hoor gou, né? Aanhoudend vir hom sê, en hom wat God is, aanhoudend aan dit herinner, en jy moet nie ophou nie. Jy moet aanhou, sonder ophou. En hoor nou hier, jy sal die Here nie irriteer nie. Jy sal, julle, hy wil dit hê. Hy wil hê, jy moet dit doen. Doen dit. Doen dit. Amen. Doen dit, julle. Doen dit. Roep sy beloftes voor my, ja. Wat het ek vir julle gesê? Vers 6. Jesaja 62 vers 6. Nee. Het ek gesê, Jeremia? Ag, foutjie man. Ek wil gou vir julle sê, dit gebeur in die beste van families. Die ding. Ag, sorry man. Ek gesê Jeremia, is omdat ek so van Jeremia hou. OK, goed. 62 vers 6, julle wat die Here herinner aan sy beloftes. Laat hom nie met rus nie, vers 7, totdat hy Jerusalem bevestig. Julle, as daar beloftes in jou, kan ek gou 'n belofte vir julle lees? Ag, jeggie, Psalm 1, gaan gou so toe. Ek voel ek wil net so 'n beloftetjie gou laas of vir julle gee. Psalm 1, gaan gou so toe. Daar's hy. As julle by Psalm 1, julle maak my nou die mekaar. Ek dog geopper, ek het gesê Spreuke. OK, Psalm 1. Hy sê in Psalm 1, sê hy, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars nie. Hy sê, welgeluksalig is hy. Hy sê, maar sy behaag is in die wet van die Here. Beteken dit is die Ou Testamentiese wet en jy moet heeltyd daarin bly en dis dit. Nee, die woord, hy praat van die woord. Sy behaag in die woord van die Here. Né? Hy oordink sy wet dag en nag. Hy oordink sy woord dag en nag. Hier kom die belofte. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ek het onlangs vir julle gesê, kry die woord op daai stokkie. Het ek? OK? Toe sê ek vir julle, speel dit sonder ophou, dag en nag. As jy in daai voertuig van jou klim, moet die woord speel. Dink julle is 'n goeie ding wat ek vir julle gesê het? Wel, Psalm 1 sê, hy oordink sy woord dag en nag. As daai woord so by jou ingaan, hier kom die belofte, want hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Julle, hoor gou hier. Ek gaan julle volgende nou weer sê. Uit daai diens het ons hoeveel stokkies gekry wat bestel is van die woord Engela? 4 of 5 het bestel. Ek gaan weer vir jou sê, bestel vir jou 'n ou 1933 vertaling Memory Stick. Hy kos 320 dink ek. Ons maak nie geld op dit nie. Ons gee teen die kos vir julle. Ons wil nie geld by die woord maak nie. Ons koop dit aan, ons gee teen die kos vir julle. Steek daai ding in jou voertuig, in jou bakkie, in jou radio by jou huis, in jou slaapkamer, slaap onder die woord, maar luister woord. En as jy dit doen,
sal jy wees as 'n boom wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare nie verwelk nie. Jy sal jou vrugte gee op jou tyd, en hoor hierdie een, en alles wat jy doen, sal jy voorspoedig uitvoer. Kom ons herinner die Here aan daai belofte. Kom ons sê dit sommer gou almal saam, ek gaan julle lei. Okay. Vader, in die naam van Jesus Christus, dank ons U nou vir die belofte van Psalm 1, dat hy wat U wet oordink, dag en nag, sal wees as 'n boom wat geplant is, by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. En Here, alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Here, ek dank U vir hierdie belofte. Here, ek doen hierdie belofte. En daarom dank ek U nou, dat hierdie belofte in my lewe waarheid is. In Jesus se naam. Amen. Ons het die Here sopas van die belofte van Psalm 1 herinner, né? Maar onthou nou, daar was 'n jy moet sy wet oor dag en nag oordink. So kom onder die geklank van die woord die hele tyd. Soveel as wat jy kan. Want geloof is uit die gehoor van die woord van God. Amen. Right, goed. Belofte, right. Woe, hier kom die ander ene. Gaan na Psalm 126 vers 1. Nee, ek gaan net van vers 5 en 6 lees. Ons kan die hele Psalm lees, maar die tyd hardloop. So ek wil net, hoor gou wat staan nie. Psalm 126 vers 5 sê, die wat met trane saai, sal met 'n gejubel maai. Yes. Nou, daai trane, ek moet daai trane verduidelik, ons staan dit verkeerd, né? Is nie om heeldag te huil oor jou sorge nie. En te huil oor wat jy het nie. En te huil oor mense nie. Daai is die verkeerde trane. Die trane wat die Here van praat, is trane van verlange en 'n uitroep in gebed om meer van God in jou lewe te kan kry. Here, om nader om te kom, trane van sondebelydenis, om God oor jou en op jou en binne in jou te kry. Dis trane roepend na God. Trane wat na God roep. Daar's 'n belofte saam met dit. Wil jy die belofte hoor? Hy sê, hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring. Hy dra die woord, hy dra die woord, die saadkoring, né? Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Hoor julle wat ek sê? Kry 'n liefde vir die woord. Né? Hy wat met trane saai, hy sal met 'n gejubel maai. Want hy loop altyd deur met sy saad, die woord. Die lewe, nie net die Bybel nie, die lewende woord, die liefde van God wat in sy hart is. En hy loop met trane voor God, want hy's regtig lief vir God. Né? En hy het 'n smagting na God, so daar's 'n persing wat van binne kom. O julle, jy gaan met 'n gejubel maai en die Here gaan oor jou kom. En ek sê vir jou, daar's 'n belofte op dit. En ek sê vandag vir jou, herinner die Here aan sy beloftes. Here, U sê, as ek U met my hele hart, met my hele gees en met my alles soek, Here, is dit wat met my sal gebeur. Amen. Ek gaan gou vir jou, kom ons vra jou, ek gaan jou gou 'n eerlike vraag vra. Herinner jy die Here gereeld aan sy beloftes of nie? Ons doen nie, nee. Toe maar ek ook nie. Ek soms herinner ons soms die Here aan sy beloftes. Ja, okay. Die Here wil hê jy moet dit meer doen. Okay, meer. Want die Here wil jou seën. Hy bring dit oor jou want hy wil jou seën. Amen. En hierdie keer gaan ons regtig na Jeremia toe. Jeremia 31 vers 8, kom ons gaan kyk daar.
Hy sê in Jeremia 31 vers 8, kyk, ek bring julle aan uit die Noordland en ek sal julle by mekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde. Hoor nou hier, blindes, lammes, swangeres, barendes, onder hulle almal saam in 'n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe. Hulle sal kom met geween en met smeking sal ek hulle lei. Hoe gaan hulle kom? Wat het ons nou gelees? Hulle gaan kom met 'n geween, dis bidend julle, dis roepend tot God, né? Hoor gou hier. Met geween en met smekinge, ek hoor gebed, né? Sal hulle kom en dan terwyl hulle so voor God roepend is, sal ek hulle lei. Is dit nie mooi nie? Hè? Ek sal hulle bring by waterstrome op 'n gelykpad waarop hulle nie sal struikel nie. En ek is vir Israel 'n vader en Efraim is my eersgeborene. Julle, God is vir ons 'n vader. O julle wat die Here aan sy beloftes herinner, moenie swyg nie. Julle wat die Here aan sy beloftes herinner, nou gaan ek vir julle sê, moenie moedeloos raak nie. Moedeloosheid is iets wat besig is om met jou te gebeur na ongeloof toe. As jy moedeloosheid agterkom, dan bestraf jy die gees van moedeloosheid in jou lewe. Sê die woord van God dat julle worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. So, okay, is moedeloosheid iets met 'n worstelstryd te doen waarmee jy besig is en jy sien nog nie die resultaat nie? Bestraf die gees van moedeloosheid. En sê, Here, ek gee nie om wat my omstandigheid is, wat ek nou sien en waar ek my in bevind nie. U is groter as dit. Here, u hand is nie te kort om te help nie en die oor is nie te swaar om te hoor nie. U wee is volmaakte wee. U het my lief met 'n ewige liefde. En daarom dank ek u dat u wat ook al nou met my besig is om met my te gebeur, ek spreek dit aan in die naam van Jesus Christus. Here, ek roep by God dat donkerheid in lig verander, Here, dat ongeregtigheid in geregtigheid verander. En ek roep dit voor u en pers jou hart terwyl jy dit doen en weet dat die Almagtige, julle hoor vir my, dat die Almagtige sekerlik in beweging gaan kom en jou omstandighede verander, die persoon verander, die sonde uit jou lewe uitruk, nee, en vir jou 'n redder sal wees. Amen. OK, ek gaan weer vra. Gaan julle die Here aan sy beloftes herinner? Maar nie so nie. O, Here! Nie so nie. Dis ongeloof. Dis inteendeel selfs bejammering, dis sommer nog 'n gees wat straf moet kry. Hoor gou julle. Maar met 'n gedetermineerdheid sê, Here my God. Hoor julle gedetermineerdheid? Nee, u woord sê hierdie. U belofte staan vas, Here. Here, en ek kyk nie na wat ek voor oë sien nie, want u die Almagtige is groter as enige iets wat op hierdie aarde oor my wil heers. En daarom dank ek u nou, Almagtige Vader, Here, dat u hierdie omstandigheid verander, né? Dat u hierdie persoon aanraak, Here, dat u hierdie sonde uit my lewe uitruk. Ek dank u daarvoor. En ek prys u vir dit. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, kan julle ons neem 'n vaste besluit. Ons gaan die Here herinner aan sy beloftes. Amen. Want onthou, as jy dit spreek, wat jy spreek, gaan in wording. Dis wat gebeur. Amen. OK, goed. Maar ek het van hierdie gedeelte gehou van vers 8, né? Hy sê, ek bring na julle vanuit die agterhoeke van die aarde blindes, lammes, swangeres en barendes.
Julle, ek wil gou vir julle sê, ek is nie in die gemeente vir myself nie. Ek is nie hier vir myself nie. Ek wil hê jy moet dit saam met my sê. Want hier vir jouself is, gaan jy moeilikheid soek met iemand. Ja. Jy gaan in 'n stryd met iemand gaan. Jy gaan die liggaam 'n divisie veroorsaak. As jy enigstens vir jouself in hierdie gemeente is, dan is jy om die verkeerde rede eintlik hier. Jy kan ook sodat God jou sal aanraak en verander en vir jou 'n helper wees, hier wees. Maar ons grootste bediening, julle luister nou vir my, is om 'n verskil in iemand anders se lewe te maak. Julle, ons is 'n liggaam. Japie is 'n nier. Hy wil nie dalk 'n nier wees nie, maar hy's 'n nier, né? Andrei, hy's 'n long. Hy laat die liggaam asemhaal. Né? Wat doen die nier? Hy maak skoon, né? O, jy's definitief 'n nier. Ek het nie eens misgevat nie. Hoor gou hier. Ek wil vir julle sê, die ander ou, wie het al met is 'n neus? Wie het al met 'n verstopte, verkoue neus 'n lekkerste kaas geëet? Hoe proe hy? Die smaak is, daar is sekeres wat in die gemeente soos 'n neus is, hy moet kan ruik. En wanneer jy ruik, identifiseer jy en jy weet met wat jy te doen het. Daar's ander wat hande in die gemeente is. Daar is ander wat voete is, julle. Daar's ander wat is die kop, né? Ander is die oë. Julle, ander is die ore om te hoor. Ander is voete. Julle, ek het baie voetmense hier in die kerk, né? As ek nie wil beweeg nie, né, dan is hulle die voete. Ek is miskien die lyf, né? Dan daar gaan my lyf. Maar ek wou dit nie gedoen het nie, maar daar gaan hy. Hulle laat my loop. Hoor gou hier. Julle, ek kom vandag, hier's mense met gawes en dinge in die gemeente. Jy het waarde. Maar raai wat, as jy nie hier is nie, dan kan jy nie jou waarde uitleef nie. En as jy net daar stil sit en jy raak nie aktief betrokke nie of wil 'n verskil maak, dan kan dit nie gebeur nie. Julle hoor gou vir my. Nee, beweeg in dit wat die Here jou ingeroep het. Amen. Jy het waarde. Onthou dit. OK. Waar was ons? Ek bring blindes, lamme, swangeres, bring hy aan. Julle luister hierso, ons is hier om die wêreld daar buite aan te raak. Dis hoekom ek sê jy's nie hier vir jouself nie. Het jy geweet, né, as jy net vir jouself hierso is, in die begin gaan dit alright wees en dan word jy vrot. Soos 'n appel wat lank lê of 'n perske wat lank lê. Hy word vrot en dan maak hy ander om hom vrot. Né, so hoor gou hier. Jy moet begin betrokke raak. Jy moet begin. En betrokke beteken nie jy moet nou die boot dood tap nie. Dit beteken dalk jy kan wel klaar betrokke raak deur te sê elke daai dag bid ek vir my kerk. Daar's jy klaar betrokke. Nou kry jy 'n woord van die Here, né? Nou sê jy nie o nee, nou maar niks sê nie. Jy bring die woord. Jy kom deel die woord, né? Jy begin aktief betrokke raak. Hoe ook al die Here jou wil gebruik. Amen. Goed. Vers 33 wil ek mee afsluit. Wat 'n belofte is. Het julle geweet ons staan in verbond met God? OK, is jy wedergebore? Woord van die Here sê in Johannes 3 vir Nikodemus, hy kom na Jesus in die nag en hy sê, en ek voel ek moet hierdie nou sê, want dis mense wat nie weet of hulle wedergebore is of nie, né? So jy moet gou hierdie hoor. Nikodemus was 'n skrifgeleerde, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom want hy skaam, hy wil nie hê ander mense moet sien hy kom nie. So hy wil dit in die geheim doen, né? En hy wil Jesus heuning om die mond smeer en toe sê Jesus die volgende vir hom. Want hy sê vir Jesus, ek weet dat u 'n man is wat van God kom, want anders sou u nie die wonders kon doen wat u gedoen het nie, né? Jy hoor gou hier. Hierdie skrifgeleerde owerste oor die Jode, Jesus sê vir hom, Nikodemus, tensy 'n man nie wedergebore is nie, sal hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nikodemus raak in 'n stryery met die Here. Here sê vir hom, Nikodemus, ek sê vir jou,
As jy nie wedergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus raak verder, né? Hy sê, jy sal dit nie beerwe nie. Julle luister gou hierso. Jy moet weer gebore wees. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is 'n werk van die Heilige Gees wat God in jou hart doen. En wanneer hy deur sy Gees in jou hart begin praat het, dan begin jy daarop reageer. Want nou die Gees gepraat. Nou begin jy op dit, die stem wat van binne praat, begin jy reageer. Dan begin jy sy naam bely, die werk aan die kruis wat hy gedoen het. En dan neem jy dit aan. En as jy dit aangeneem het, dan gebeur wat nou hier gaan gebeur. Né? Dan storm jy die doopwater. Jy kan pleinweg net nie hiervan wegbly nie. Want jy wil aan hom gehoorsaam wees. Amen. So manne, vroue, bly in jou wedergebore staat, bly naby aan die Here. Hou jou verhouding reg met die Here. Okay, goed. Sorg dat jy weergebore is. Okay. Soek God as jy voel jy's nie weergebore nie. Kom sien jou predikant as jy dink jy's nie, of as jy onseker is oor jou wedergeboorte. Kom, laat ons die saak vasmaak, dat jy nie meer daaroor kan twyfel nie. Okay, goed. Waar was ek? Ek wil die laaste vers, dit was 33, ja, 33. Wil ek net met julle deel. Maar dit is die verbond wat ek na hierdie dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek sal my wet in hulle binneste skrywe en dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Halleluja. Dis 'n belofte. As jy weergebore is, jy het jou hart vir die Here gegee, jy het in die doopwater ingegaan, jy het hom gesoek, jy wil aan hom gehoorsaam wees, julle. Staan jy staan in 'n verbond met God Almagtig. 'n Verbond. Hoekom sê ek 'n verbond? Julle, God breek nie 'n verbond nie. 'n Verbond het iets met bloed te doen. Want die bloed van die lam sal vloei. En hy sal jou met sy bloed loskoop. Hy sal jou met sy bloed loskoop. Jou naam sal hy skrywe in die boek van die lewe. En hy sal vir jou sê, my kind, jy staan in 'n verbond met my. En hier kom die belofte. As jy die stem van die Heilige Gees gehoor het en jy's gehoorsaam daaraan en jy kom en jy volg hom, julle, dan sê hy, sal ek my wette, sal ek in jou binneste gee. Hy sê, ek sal dit op jou hart, sal ek dit vir jou skrywe. Wat beteken dit? Hier binne in jou begin 'n werk, julle. Julle, wat die Heilige Gees in jou doen, jy wil hom dien. Jy wil hom soek. Jy het sy woord lief. Jy wil hê hy moet jou lewe vir jou oorneem, julle. Ek wil vir jou vraag vra, het jy 'n verbond met die Here God, die Almagtige, in Jesus Christus, die lam van God, wat aan die kruis vir jou gesterwe het, want hy het jou duur gekoop, hy het jou met sy bloed gekoop, hy het jou gereinig, hy het jou gesuiwer, jy behoort nou aan hom. Het jy daai verbond? Kan jy vir my sê, jy het die verbond? Steek op jou hand. Het jy steek op jou hand as jy in 'n verbond met Jesus staan? Julle, jy's in 'n verbond met hom. Omdat jy in 'n verbond met hom so is, sê ek vandag nou vir jou, sal hierdie belofte julle oor jou vas staan, julle wat die Here aan sy beloftes herinner. Moenie swyg nie. Amen. Ek gaan die aanbiddingspan vra om vorentoe te kom. Ek gaan vir die mense vra wat gedoop gaan word, om gou agter na die badkamer, vroue badkamer toe te gaan en gou te gaan aantrek en gereed te kom. Ons gaan dan sommer, terwyl hulle gou klaar maak, gaan ons 'n paar lekker liedere sing, ons gaan die naam van die Here groot maak, en dan gaan hierdie mense gedoop word. Amen. Amen. Is die doop groot? Sê gou vir my. Julle, is die doop groot? Okay, wat is die doop? Karin. Amen, hoor gou daar. Hoor wat sê Karin. Sy sê,
dis die aflegging van die ou mens. Raai wat noem die woord hierdie bad? 'n graf. Hierdie, is 'n graf. Elke een wat gedoop word, word begrawe. Maar die hele ou, word die hele ou begrawe. Nee, sy sonde mens word begrawe. Ek praat met nou dooplinge vanoggend. Ek sê vir hulle wie het stryd ervaar, toe hulle gedoop moet word. Vir wie die Satan gesê, jy's nog nie reg nie, jy kan nie gedoop word nie. Jy gaan almal se hande op. Almal. Nee, julle hoor gou hier. Die Satan sal enige iets doen, om 'n mens te keer om in daai doopbadwater in te gaan. Hoekom? Want hy weet hy word daar doodgemaak. Die sondemens, die sondemens is 'n geestessondemens binne in die mens. Hy kom van Adam en Eva se tyd af, né? Daai sondemens moet doodgemaak word, begrawe word. Maar dit is nie al wat dit is. Hierdie is nie net 'n graf nie. Wat is dit nog? Dis 'n plek van opstanding. Halleluja. Elke een wat gedoop word, word saam met Jesus Christus. Die woord sê nie ook nie, hy sê saam met Jesus Christus begrawe. En dan sê hy ook, gaan kyk om ou King James, gaan kyk na die oorspronklike vertalings, dan sê hy, en hulle word saam met Jesus Christus uit die dood uit opgewek. Jy kan dit in Romeine 6 gaan lees. Word saam met Jesus Christus uit die dood uit opgewek. Die woord sê dat hy, hierdie is kragtig. Die woord sê dat hy wat gedoop is geregverdig van die sonde. Kom ons gee die Here 'n hand vir dit. Halleluja! Kom ons sing, anders gaan ons nie kans kry nie. Julle, kom ons net staan, kom ons gou so 'n paar lofliedere. Heerlik in die naam van die Here. Amen. Prys die naam van die Here. Kom aan, volken, dan weer die handen en zing along before Zion. Die allerhoogste, die ervoeren, voor dit ons lofzang verdienen. Kom aan, volken, dan weer die handen en zing along before Zion. Die allerhoogste, die ervoeren, voor dit ons lofzang. Ek wil gou met julle iets praat. Hoor gou hier.
as die prediker so opgewonde is, en hy kan homself net nie contain nie, is dit verkeerd? Nee. Moet dit so wees? Julle, dit moet so wees. Weet julle hoekom? Paulus sê, en wanneer ons uitsinnig is dit tot eer van God. Nou ek het daar uitsinnig gaan opkyk, Raai wat beteken uitsinnig? Wel ek gaan dit nou net sê soos wat hy in die Engels uitgegooi het. When we become frantic. I'll say, mad. It's the honor of Christ. Weet julle hoekom? Iets wat groter in hulle is, wat met 'n jubelende, juichende, uitbarsende liefde uit hulle uitkom. Hulle kan dit nie help nie. Hulle kan dit nie help nie. En ek wil oor julle uitspreek, dat die Here binne in jou 'n vrymoedigheid gaan begin sit, dat jy nie meer omgee wat dink mense van jou nie. Maar alleenlik wat dink God van jou. En dat die Heilige Gees oor jou Vader sal hou. Amen. Amen. Goed, André. Ek sal bly wees as jy by my kan staan, terwyl ons doen. Okay. Goed, prys die naam van die Here. Julle hier gebeur 'n geweldige ding nou. Mense gaan deur die doopwater. Amen. 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 Prys die naam van die Here. Julle gaan nou aanskou hoe Jesus Christus iemand deur die dood in die dood te kry. En dan hoe die Here hierdie persoon in sy ewige opstanding. Amen. Naam van Stephanie van Sail. Stephanie, bely jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Stephanie, bely jy dat hy vir jou sondes aan die kruis gesterwe het? Is jy bereid om Jesus Christus nou deur die dood, in die dood te volg en gelykvormig aan hom in sy opstanding te raak? Doen jy dit met jou hele hart en oortuiging vandag? Amen. Goed. Van sy. Goed. Stephanie van Sail. Op grond van jou eie getuienis en belydenis, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, doop ek jou nou in die naam van die Vader. En van die Seun, en van die Heilige Gees. Laat u koninkryk nou op haar kom. Laat u krag nou oor haar gedemonstreer word. Vader, laat u liefde haar hart nou penetreer. Lieflike Heilige Gees, kom in die krag en kom in die liefde en kom in die aanraking en maak alles nuut binne in hierdie vrou. Ek roep dit nou in Jesus se naam. Dankie Here. Amen. Halleluja. Amen. Kom ons gee jou hand, Here. Prys die naam van die Here. Dankie Jesus, dankie Jesus. Goed. Goed, naam en van. Nadia, Erasmus. Nadia, bely jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Nadia, as jy bely, is jy bereid om Jesus Christus nou deur die dood, in die dood te volg en ook so dan gelykvormig gaan om te raak aan sy opstanding. Neem jy die volle prys aan wat Jesus vir jou aan die kruis betaal het? Gee jy jou hele lewe in jou hart nou oor. So ontvang dit nou in Jesus se naam. Amen. Nadia Erasmus, op grond van jou eie getuienis en jou belydenis, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, doop ek jou nou in die naam van die Vader
en van die Seun en van die Heilige Gees word vervul met die Heilige Gees, die krag en die belofte. Vader, Here, laat die koninkryk op haar kom. Laat die krag haar nou vervul, Here. Maak alles lief, Here. Ons roep dit nou, lieflike Heilige Gees, vul haar nou. Ons dank U daarvoor en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. Dankie, Here. Amen. Amen. Halleluja. Goed. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Goed. Goed, naam van Yvonne de Beer, Yvonne, bely jy dat Jesus Christus die Seun van God is. Sit jy jou hele hoop en jou saligheid op hom en op hom alleen. Yvonne, is jy bereid om Jesus Christus nou deur die doop en die dood te volg en dan ook so aan hom gelykvormig aan sy opstanding te raak? Yvonne, neem jy die volle prys aan wat Jesus aan die kruis vir jou betaal het? Ontvang dit nou in Jesus se naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Yvonne de Beer, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Word vervul met die Heilige Gees, krag en belofte wat die Vader aan jou beloof het. Laat dit uit die hemel uit nou op jou val, laat die krag van die Heilige Gees jou lewe, jou alles, jou hart, jou hele wese nou vul. Labashaya rabaya labanda kashaya rabaya rebende. O Vader, laat dieselfde krag wat Jesus in die dood uit opgewek het, nou vaardig oor die wonder raak, Here my God. Rig haar nou op in die krag, Here, en die Heilige Gees en in die liefde. Ons dank U. Yvonne, ontvang dit nou in Jesus Christus se naam. Dankie. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Lava sherre ba yarra ba yarre ba yarre shara ba yarre. In Jesus se naam, in Jesus se naam. Dankie, Vader. Dankie, Here. Ons gee aan julle. Amen. Dankie, Here, dankie, Jesus. Goed, naam van Julien Visser. Julien, weet jy dat Jesus jou baie lief? Weet jy dat jy aan hom behoort? En weet jy dat hy jou lewe aan, dat hy sy lewe aan die kruis vir jou gegee het? En weet jy dat die Here oor jou glimlag vandag, dat hy al sy liefde op jou gaan stuk van jou, is soveel waardevol. Bely jy dat Jesus die Seun van God is. Jullie, is jy bereid om Jesus nou weer die dood in die dood te volg? En is jy ook bereid om hom as jou verlosser en jou saligmaker te neem? En dan gelykvormig aan hom te raak aan sy opstanding, so jy gaan saam met Jesus in die dood opstaan. Eer die dood. En jy gaan in die lewens wees. Ontvang dit. Amen. Gaan nou. Julien Visser, op grond van jou eie getuienis en belydenis van jou hart, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Word vervul met die Heilige Gees, die krag en sy belofte. Vader, kom op haar, Here my God. Heilige Gees, val op haar.
van haar nou. Talamanda kashaya rabaya shelebaya legende. Ons prys U daarvoor. Ons dank U, Here. Jullie ontvang dit nou in Jesus Christus se naam. Dankie, Here. Amen. Kom ons gee aan. Halleluja. Amen. Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen. Prys die naam van die Here Jesus Christus. Naam en van Magdel, God, Magdel, Magdel. Het jy Jesus lief? Magdel, bely jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Magdel, is jy bereid om Jesus deur hierdie dood, in die dood in te volg? En dan ook saam met hom uit die dode uit op te staan, is dit jou hartsbegeerte. Jy weet die volle prys aan wat Jesus aan die kruis vir jou betaal. Amen. Amen. Halleluja. Goed. Magdel Korf, op grond van jou eie getuienis en die belydenis van jou hart, vanoggend nou, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, doop ek jou nou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, word vervul met die Heilige Gees, die krag en die belofte, laat die vuur op haar val, laat die Heilige Gees haar vul, Here, laat die liefde haar hart penetreer. Ek roep en Jesus Christus. Nikila bayarra shalabaya. Ontvang dit nou met die naam van Jesus Christus en word met die Heilige Gees vervul. Amen. Ons gebed. Die Here het jou lief. Die Here het sy aangesig voor jou skyn. Die Here gee sy liefde en die krag van sy Heilige Gees nou op jou uit. Namen van Shana Jonker. Shana. Bely jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Amen. Bely jy dat hy vir jou sondes aan die kruis gesterf het? Shana, neem jy daai prys nou aan? Amen. Shana. Is jy nou bereid om Jesus Christus deur hierdie doop in die dood te volg? En sal er dan ook so gelijkvormig gaan rondgaan in sy opstaan. Is dit die begeerte van jou hart? Amen. Halleluja. So sal het wees. Amen. Charlotte Jonker, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Laat U koninkryk kom, laat U krag gedemonstreer word. Here, ruk haar in hemelse realms in Here my God Vader, openbaar aan haar nou wie U is in die Gees, in die krag van God, in die Heilige Gees, in die liefde van die Vader. Here, ek roep dit my God Vader, ons roep dit nou oor haar in Jesus Christus se naam. Doper van die Heilige Gees en vuur, kom doen besoeking aan haar nou. Ek roep dit nou, Vader, in Jesus se naam en maak alles nuut. Sal ontvang nou in die naam van Jesus Christus, die
seën van God. Amen. Amen. Kom ons gee 'n hand. Christian, Philip, Liebenhuis. Christian. Bely jy dat Jesus Christus die seun van God is? Bely jy dat hy vir jou sondes aan die kruis gesterf het en dat hy weer opgestaan het? Neem jy daai prys nou aan wat hy vir jou aan die kruis betaal het? Is jy bereid om hom nou deur die doop in die dood te volg en ook so dan nou gelykvormig aan hom te help in sy opstanding? Amen. Ontvang dit dan nou so in Jesus se naam. Amen. Goed. Christian, Philip, Liebenhuis. Op grond van jou eie getuienis en belydenis en die oortuiging van die Heilige Gees in jou hart, in die naam van Jesus Christus doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Vul hom met die Gees, Here. Raak hom nou aan met die liefde, Here. Breek die krag van die sonde oor sy lewe. Maak hom vry, Here, my God, Vader. Laat die heerlikheid op hom kom en laat die krag nou oor hom gedemonstreer word. Ons ontvang dit nou, Vader, in Jesus se naam. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Amen. Halleluja. God is groot. Amen. Julle kom ons staan, ons gaan lekker saam sing, ons gaan die kollektemandjies ontstuur, ons gaan vir mense geleentheid gee om in die werk van die Here te saai, soos wat die Here op hulle harte gelê het.